Ons gesels vanoggend oor glossolalie, 'n groot woord. Dit beteken maar bloot die praat van tale. Ons lees 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 25. Ek sit in die dokter se spreekkamer, druk besig met my eie gedagtes. Die spreekkamer is vol en ek sien sommer dit gaan vanoggend 'n lang wag wees. 'n Mamma kom in met haar seentjie. Hy sien die kas speelgoed in die hoek en kies reguit koers daarheen. Ek wonder watter soort speelding hy daar gaan kies. Die mannetjie gryp hier, los daar. En dan trek hy uit die dieptes van die kas 'n ding wat my hare laat regop staan. Wie sou nou so onnoosel wees om 'n blokfluit tussen die speelgoed in 'n dokter se spreekkamer te gaan ingooi, juis daar waar stilte so nodig is? Die mannetjie se gesig straal. Hy trek sy longe vol lug en blaas met alle mag. Een ou oomie wat aan die slaap geraak het, val so ampertjies van sy stoel af. 'n Aaklige skree fluit op een vals toon vul die vertrek. Dan ontdek hy dat as hy die gaatjies toedruk, hy ander klanke ook kan voortbring. Die musiek wat hy maak, het geen ritme nie, geen wysie nie. En ek wil my ore toedruk, maar die mannetjie is in ekstase. Hy is die enigste een in die hele vertrek wat sy uitvoering geniet en verstaan. Genadiglik kom mamma tot al die teenwoordiges se redding. Natuurlik tot groot ontsteltenis van Junior. Paulus wy die hele hoofstuk 14 aan glossolalie, oftewel die gebruik van ongewone tale of klanke, asook profesie, die gawe om God se boodskap te kan verkondig. Hy verdeel dit in 3 afdelings. In vers 1 tot 25 verduidelik hy wat glossolalie en profesie verstaanbaar moet wees, en dat dit nie net gelowiges nie, maar ook ongelowiges moet kan opbou. In vers 26 tot 37 sê hy dat dit ook ordelik moet geskied. In vers 37 tot 40 vat hy alles saam en vra dat hierdie dinge nie verbied moet word nie, maar dat daar terselfdertyd ook orde in die erediens moet wees. Eredienste in daai jare was natuurlik totaal anders as wat ons vandag gewoond is, veral in die geordende gereformeerde kerke. Daar was absoluut geen leiding van enige persoon nie. Dit het enige gemeentelid, ongeag sy herkoms of status, die reg gegee om op te staan en 'n bydrae te lewer in die diens. Dit kon 'n woord van wysheid wees, 'n psalm, 'n openbaring of 'n uitspraak in 'n vreemde taal of klank. Alles was aanvaarbaar. Ongelukkig het mense met mekaar gekompeteer. Sommige wou die supersterre wees en vir hulle self aansien verwerf. Dikwels het mense mekaar verskree. Om 'n ordelike beurt te kry was dikwels 'n onbegonne taak. Daar is baie gepraat en min geluister. En bittermin het aan die einde van die dag sin gemaak. Mense het kwaad vir mekaar huis toe gegaan. Dit was 'n droewige situasie van wanorde. Paulus se doel was om met hierdie skrywe basies 2 dinge te bereik. Eerstens, om vrede
en daai liefde waarvan hy sopas gesing het, tussen gelowiges te herstel. Tweedens wou hy probeer om orde te skep in die erediens. Die eerste groot doring in die vlees was glossalali, wat so gruwelik misbruik is in die gemeente. Hulle moes baie mooi verstaan wat hierdie gawe werklik is en hoe dit reg gebruik moet word. Glossalali is die uiter van vreemde klanke of tale. Dis eintlik 'n gebed of 'n lofprysing, 'n kommunikasie met God. Dit is nie bedoel as 'n verstaanbare kommunikasie met ander mense nie. Dit dien slegs tot opbouing van die persoon wat dit uiter en nie vir die res van die gemeente nie. Paulus verduidelik dit in 1 Korintiërs 14 vers 2 tot 4. Gaan lees dit gerus. 'n Klompie jare gelede was ek saam met 'n klomp ander gelowiges van 'n verskeidenheid kerke, toe die persoon wat leiding neem sê, kom ons bid saam. Ek was totaal onvoorbereid vir wat sou volg. Rondom my het almal skielik gelyktydig hardop gebid, sommige van hulle in vreemde tale. Vir my as stoerige NG man, asook vir 'n hele paar ander mense, was dit totale wanorde. Wat begin het as 'n groot geestelike ervaring, het alles vir my totaal platgeval. Baie van diegene wat daar betrokke was, het net eenvoudig nie weer soortgelyke byeenkomste bygewoon nie. Wat veronderstel was om gelowiges byeen te bring, het gelowiges uitmekaar gejaag. Paulus gebruik die analogie van 'n fluit wat net 'n warboel van klanke speel, soos die seentjie in ons storie wat ons hierbo vertel het. Dit maak jou ore seer. As daar egter 'n herkenbare wysie is dit 'n totaal ander saak. As die spreek van tale nie gepaard gaan met 'n gees-geïnspireerde uitleg daarvan nie, dan moet dit liewer tuis bly. Profesie daarenteen is van baie groter betekenis. Dit stig mense en bou die gemeente op. Dit trek gelowiges van uiteenlopende denominasies saam as 'n hegte eenheid. Is dit dan verkeerd om in tale te praat? Nee. Paulus het dit self ook gedoen. Gaan lees maar vers 18. Maar as jy dit wil doen, dan moet dit op die regte plek, die regte tyd en die regte manier geskied. Anders gaan mense ontstig wees. Mense moet daardeur gestig word. Kom ons bid saam. Here, gee my asseblief die wysheid om die gawes wat U my gegee het, op die regte tyd te gebruik, sodat mense daardeur gestig kan word en sodat dit tot U eer sal geskied. Amen.